met die sing van Liedboek 199. Ons gaan al drie die verse daarso sing. En ek dink my tablet wou vanoggend baie nou nie saamwerk nie, so ek sit met my skootrekenaar vanmôre, so julle moet nou maar verskoon. Dit is die eerste keer dat ek met 'n skootrekenaar moet preek, maar ek glo ek gaan regkom. Kom ons loof en ons aanbid die Here, en ons doen dit staande met die sing van lied 199 vers 1, 2 en vers 3. Saam met die skepping, oud en jonk, loof hom, en daarom bely ons ook, uit U, en deur U, en tot U is alle dinge. Ja, aan U behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here, deur die kragvolle medewerking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met die woorde van Psalm 126 vers 1 en vers 2.
Skrifbraaien 12:2 vers 1 tot 5. Ons gaan vers 1 saam sing, vers 3 en vers 5. Vers 2 en vers 4 sal ek aan julle voorlees. So ons sing, dan gaan ek 'n vers voorlees, dan sing ons weer, dan lees ek weer 'n vers voor en dan sing ons weer. Kom ons bely saam ons geloof in die drie-enige God saam. Die Gees ontvang is, die geheimenis is groot en gebore is uit Maria, uit die maagdelike skoot, wat gelei het toe Pilatus onregsvonnis het gevel, kruis en doodsmart ondergaan het, al die angste van die hel. Geloof met stille aanbidding in die Heilige Gees wat my in my sonde dood gewek het, my as trooster leer en lei. Ek geloof in heilige eenheid, wêreldwyd in Christus een, wat sy roepstem sal vergader deur die lange eeue heen. In ons versoeningsdiens gaan ons saam lees uit Matteus 22 en daarvan vers 35. Een van hulle, 'n wetskenner, het vervolgens 'n vraag gestel om hom te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste in die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. Die hele wet in een woord, liefde. Om God met alles in my lief te hê. En dit is ook hoekom die wet geskryf is, as ons gaan lees in die Romeinebrief. God wil hê, ons moet hom van harte lief hê, maar is die een ding waarmee ons sukkel. En die tweede, om mekaar lief te hê.
En sonder liefde is ons niks. As liefde nie die raakvlak tussen ons en mekaar is nie, as liefde nie die dryfkrag is waarmee ek God dien, en waarom ek ook erediens bywoon, en waarom ek sy kind is nie, dan mis ek iewers die punt. Kom ons sing hiervan, met lied 530, vers 1 en vers 3. Terwyl ons so bly sit, lied 530, vers 1 en 3. Kom ons buig ons hoofde saam. Ja, Here, U roep ons om lief te hê, waarlik lief te hê. Here, maar dis die een ding waarmee ons so sukkel. Want die liefde wat U vra, is nie die liefde wat ons vir mekaar het nie. Dis nie daai voorwaardelike liefde wat altyd net sy eie belang dien nie. Dis nie daai liefde wat maar net altyd kyk wat ons kan kry nie. Here, is 'n liefde soos wat ons in Jesus raak sien. 'n Liefde wat alles gee, 'n liefde wat altyd die belang van God eerste stel, wat altyd die belang van my naaste eerste stel. En is so wie ons nie is nie. Vader, vergewe ons al ons sondes. Kom vestig in ons harte deur U Gees 'n liefde vir U, 'n ware liefde wat ons dryf om Christus te bely, om Christus na te volg, ook om ons naaste te kan lief hê. Dan wil U self ons harte en ons geloofsoog vestig op Christus. Hy wat ons kom lief het, toe ons dit die nodigste gehad het, maar die minste verdien het. Ja, Here, leer ons om ook so lief te hê, om mekaar so lief te hê, dat ons kan gee, kan omgee, kan omhels, wanneer ons weet, my broer en my suster, het my nou die nodigste, al verdien hulle dit somtyds, die minste. Ja, vernuwe ons harte en ons gedagtes deur U Gees, en laat die vrug van die Gees in elkeen van ons groei, en meer aan Jesus gestalte gee. Dit bid ons in sy naam alleen. Amen. Kom ons maak Liedboek 257 vers 1 en 3 deel van ons gebed, terwyl ons so bly sit. Kom ons sing dit bidden. Lied 257 vers 1 en vers 3.
Ons skriflesing kom vanmôre uit Galasiërs 5, vers 16 tot 26. En hiermee gaan ons vir eers afsluit met die prediking uit die Galasiërs brief, vers 16. Galasiërs 5 van vers 16. Maar ek sê, leef deur die Gees. Dan sal julle beslis nie die begeertes van die vlees uitvoer nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees begeer teen die vlees. Die twee opponeer mekaar, sodat julle dit wat julle ook al wil, nie kan doen nie. As julle egter deur die Gees gelei word, staan julle nie onder die wet nie. Die praktyke van ons vlees is goed bekend, naamlik onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesie, woede, selfsug, tweespalt, skeuring, afguns, dronkenskap, gevyf en hierdie soort dinge, waarteen ek julle nou weer waarsku, soos ek julle vroeër gewaarsku het, naamlik dat diegene wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerf nie. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen hierdie soort dinge is daar nie 'n wet nie. Almal wat aan Christus Jesus behoort, het hulle die vlees met sy hartstogte en begeertes gekruisig. Aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. Laat ons nie verwaand wees nie, mekaar uittart of op mekaar jaloers wees nie. Tot sover ons skriflesing. Ons gaan natuurlik fokus op hierdie baie bekende, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Verlede week het ons in die lig van Galasiërs 3 vers 1 tot 5 geleer dat ons grootste uitdaging as gelowige is nie om godsdienstig te wees nie. Dit kom byna van self, maar om in die geloof op God se genade alleen te fokus en te bly fokus. Sodat die vaste sekerheid dat ek net in Christus God se kind is en dat ek dit vir ewig sal wees, dat dit my in die geloof sal laat voortbeer. Ja, die Heilige Gees hou ons harte en geloof op die kruis gefokus. En hy maak seker dat Christus se afgehandelde werk aan die kruis die bron van krag is om die vrug van die Gees in ons te laat groei. Ons sal altyd godsdienstig wees en in eie krag probeer om beter gelowiges te wees as gister, totdat die Gees ons by Christus uitbring. En hy die nuwe lewe wat daar in Christus is, in ons aanvuur, en eers dan verander die Gees my hart en my lewe. Dink maar aan die apostel Petrus. Hy was eers 'n eenvoudige visserman gewees. Sy lewe het nie verander die dag toe hy meer begin het om tempel toe te gaan nie, om meer te gaan bid by die tempel, of om meer offers by die tempel te gaan bring, of dalk beter offers by die tempel te gaan bring nie. Alles het die dag verander, toe die Gees hom tot die besef laat kom het, van al sy sondes, hoe stikkend hy is. En natuurlik, toe die Gees hom laat val het voor ons Here Jesus Christus, en waar hy kon bely, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige mens. Ja, vanaf daardie oomblik het die Gees hom in die ware wingerdstok, in Jesus Christus ingeplant. En juist daar kon hy sy krag kry, sodat die vrug van die Gees ook in Petrus kon begin groei. Daarom as die apostel in hierdie gedeelte waarna ons geluister het, verwys na die dinge wat ons doen
dan skryf hy van die praktyke van die vlees. Hy stel die dinge wat ek doen, wat ek en jy doen, en wat ons so lief is om te doen, en so gewoond is om aan te doen, daai lang lys van dinge, hy stel dit heeltemal teenoor die dinge, wat die Heilige Gees, op grond van God se genade in Christus, wat die Gees in ons na vore bring. In ons teksvers beskryf Paulus dit as die vrug van die Gees. Nou om die werking van die Gees in ons met 'n vrug te vergelyk, is uiters betekenisvol. Van al die beelde wat die apostel kon gebruik, is hierdie 'n baie belangrike beeld wat hy hier gebruik. Ja, die hele gedagte van 'n vrug, dat hy op 'n paar belangrike waarhede wat ek en jy eers baie mooi moet verstaan en onder die knie kry. Die eerste een is, let op die enkelvoud vrug. Hy praat nie van vrugte nie. Die apostel praat nie van 9 vrugte soos 9 appeltjies nie. Maar een vrug met 9 skywe. Al 9 hierdie deugte moet gelyktydig in my groei, sodat die een vrug van die Gees in my kan groei. Ek kan nie net 5 van hulle hê en sê maar die ander 4 is nie nodig nie, want ek het dan die meerderheid 5 wat ek kan doen nie. Dan dink ek aan 'n klomp 5 appeltjies. Dis nie wat hier staan nie. Een vrug met 9 skywe, al 9 moet in my groei. Die volgende waarheid wat 'n vrug vir ons leer is, dat 'n vrug groei stadig, maar seker. As jy stip na 'n vrug sit en kyk, gaan jy geen groei raak sien nie. Maar as jy oor 'n week terugkom, of dalk oor 2 weke terugkom, dan sien jy die groei baie duidelik. Die verandering wat die Gees in ons teweeg bring, is nooit 'n quick fix nie. Nee, dis 'n stadige groeiproses in die geloof. Die derde waarheid wat ons mooi moet verstaan is, die groei is gewis. Die gelowige sal groei in hierdie vrug van die Gees. Waar ook al die Gees met die nuwe lewe in die gelowige begin, daar sal die vrug groei. Ja, oor 'n tyd sal die vrug van die Gees begin sigbaar word. Ons word nie op grond van ons vrugte gered nie. Dit moet ons ook mooi verstaan. Maar die geloof wat die Gees in die gelowige vonk en wat hy aanvuur, sal nie vrugteloos wees nie. Dan sê dit vir ons een ding, die lewenskrag wat daar in Christus is, bestaan nie. Die Gees kan in my niks verander nie. Dis eintlik die hartboodskap van die Jakobusbrief, dat geloof sonder dade kan net nie. Die twee gaan altyd saam. Daar moet vrug wees. Natuurlik die vierde waarheid, waarby die vrug van die Gees ons uitbring is, dis 'n verandering van binne, uit die hart. Dis eers hier waar die verandering moet plaasvind. Ja, dis van binne, uit die hart, na buite toe groei. Waar praktyke van die vlees is soos ornamente wat ons aan 'n boom hang. Is die vrug van die Gees daarteenoor 'n sterk innerlike krag, omdat die Gees my in Christus inplant. 'n Wingerd dra nie druiwe omdat die boer aan die begin van die seisoen kom trossies druiwe aan 'n klomp boompies hang, omdat hy besluit het hierdie boompies moet nou druiwe dra nie. 'n Wingerd dra vrugte op grond van 'n sterk innerlike krag wat in hom werk. Ja, die krag van 'n boom lê nie in sy vrugte nie, maar in sy wortels en in wie of in wat hy ingeplant is. Daarom plant die Gees ons in Christus in, en begin die Gees elke dag oor en oor met ons, as hy ons geloof fokus op Christus, die gekruisigde. Ja, die vrug van die Gees is een vrug met 9 skywe. Hierdie vrug
groei. Al lyk dit nie so, as jy stip daarna kyk nie. Die groei is stadig, en dit word eers oor 'n lang tydperk waargeneem. Maar die sterk innerlike krag van Christus, hom in wie die Gees ons ingeplant het, gaan jou meer en meer na Christus verander, verseker. En dit moet ons ook mooi verstaan. Die hoofwerking van die Gees in ons is nie om ons snaakse goed te laat beleef of om ons wonderwerke te laat doen. Julle kan gaan kyk, gaan lees die Bybel. Vir julle, die duiwels doen ook wonderwerke. Hulle doen ook snaakse dinge. Maar om ons aan Christus gelyk te maak, sy vrug in ons te laat groei, kan net God die Heilige Gees in God se kind doen. Onthou julle op skool, ons kinders, ek dink hulle leer dit nog vandag nog, die verandering wat daar in 'n sywurm was. Ons het mos daai hele proses geleer, eie larwe papie mot. Ek ken dit tot vandag toe nog, né? Jy kan vandag na 'n kokon kyk en dit gaan vir jou lyk asof niks verander nie. Tog is God in daardie kokon besig met 'n proses wat ons noem metamorfose, en gaan daar skielik eendag 'n papie uitkom. Hy gaan homself so uit die kokon uitwikkel, en is presies dieselfde woord wat Paulus elders in die Romeinebrief gebruik en die Korintiërsbrief, om hierdie veranderingsproses, hierdie vernuwingsproses wat die Gees in ons werk, te beskryf, 'n metamorfose. Dis 'n verandering wat God deur sy Gees in ons doen. Daarom, as ons nou na hierdie 9 vrugte gaan kyk, moenie van dit 9 tikboksies maak, wat ek en jy nou moet gaan aftik nie. Want dan verval ons nou maar net weer in godsdienstigheid. Ek moet nou hierdie goedjies gaan doen, anders kan ek nou nie hierdie enetjie aftik nie. Nee, wie in godsdienstigheid maak jou moeg. Dit put jou uit. Dit laat jou eintlik in die geloof uitsak later van tyd. Wat ook baie belangrik is om raak te sien, is dat al 9 van hierdie deugde, al 9 van hulle, is Christus by uitnemendheid. Al 9 deugde is Christus volmaak. Wie het volmaak lief? Wie se liefde, die enigste een wie se liefde ons ken wat volmaak is Christus. Wie se blydskap is eg en waar? Dis mos Christus. Wie se vrede is volmaak en styg bo alles uit? Dis mos Christus, en so kan ons met elkeen van hierdie deugde maak. En daarom kan ons sê, maar dis die Gees wat Christus in ons gestalte laat kry. Dis waarvan elkeen van hierdie deugde. Dat waar die Gees so my werk, gaan vriend en vyand oor tyd die verandering sien, en gaan hulle op 'n kol vir Christus begin raak sien. Nou kom ons fokus gou, kom ons kyk gou na al 9 hierdie skywe. En natuurlik gaan ek baie kort, anders gaan ons baie lank praat. Paulus sê vir ons hier in ons teksverse, as hy die vrug van die Gees stel teenoor ons sondige praktyke, dan sê hy, maar die vrug van die Gees is liefde. Liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Natuurlik, alles begin met die liefde. En die woord wat hier vir liefde gebruik word, ek seker julle het al daai woord gehoor, agape. Dis 'n allesgee liefde. Dis die liefde waarmee God ons liefhet, wat hom dryf om alles vir ons te gee. En dit beteken, ander mense se belang kom altyd voor my belang. En Jesus vra nie van ons iets wat hy nie self gedoen het nie. Hy het mens kom word, en hy het ons belang eerste gestel en aan die kruis gesterf. En dis die liefde wat hy van ons vra, dat ander mense se belang altyd voor myne gestel word, al behandel hulle my hoe sleg. Al is hulle nie wie ek wil hê hulle moet wees nie.
Dis nie 'n liefde wat sy eie voordeel soek, of net lief het wat daar vir my persoonlike voordeel in is nie. Liefde wat die Gees in ons aanvuur is 'n liefde wat bereid is om vriend en vyand, soos Jesus ons geleer het, om dit vir hulle alles te gee en te doen, en om altyd hulle belange eerste te stel. As jy regtig sukkel om so lief te hê, kyk weer na Christus, die gekruisigde. Kyk na watter groot liefde die Vader in ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Dan raak dit moontlik om ook so lief te hê. Die tweede woord wat gebruik word, is die woord blydskap. Nou die woordjie blydskap waarvan hier gepraat word, gaan nie oor vreugde en blydskap, omdat dat alles op my manier gebeur, en dat my Springbokspan gewen het, soos dat ek graag wil hê hulle moes gewen het nie. Julle, want dan gaan meeste van ons nooit bly wees nie. Blydskap gaan nie hier oor baie gawes geniet, en dat ek net alles skryf wat ek wil hê nie. Blydskap, waarvan Paulus hier skryf onder inspirasie van die Heilige Gees, gaan oor 'n blydskap in die gewer van alle goeie gawes. Sheldon, om soos vanoggend te kan sê, maar ek het wakker geword en die Here het vir my gesorg. Voordat ek nog kan dink waaroor ek bly kan wees, hy het my vanoggend op hierdie ene reg gehelp. Nou, om bly te kan wees in die gewer vir alles wat hy vir my gee. Bybelse blydskap, ware blydskap, gaan altyd oor wie God is en wat hy vir my in Christus gee, terwyl ek weet, ek verdien niks daarvan nie. My Vader in die hemel, wat my so liefdevol versorg, my so naby hom vashou, dit maak 'n blydskap in my wakker, 'n blydskap in my Here. Al sit ek in die tronk, soos Paulus, toe hy die Filippense brief geskryf het. Niks kan dit demp nie. Volgende een is die woordjie vrede. Hierdie vrede beteken om geheel en al te berus. Geheel en al te berus in die besluite van hoe God die dinge in my lewe bestuur, die goeie en die slegte. Dis nie die afwesigheid van oorlog of die afwesigheid van konflik nie. Om in die oorlog te kan besef, God is in beheer, wat ook al met my gebeur. Hierdie vrede verdryf alle vrees en angs, omdat ek God ten volle vertrou met die hele pakkie van my lewe. My kom en my gaan, my voorspoed en my teëspoed. Ek vertrou hom daarmee, en ek weet, dis in die beste hande waarin ek dit kan sit. Nou, as julle mooi fyn opgelet het, sou julle agtergekom het dat die eerste 3 dele van hierdie een vrug van die Gees handel oor liefde, blydskap en vrede, en dit gaan oor ons innige verhouding met God self. Ja, die eerste 3 dinge wat die Heilige Gees in die gelowige gaan vestig, is hierdie liefde vir God, hierdie blydskap in God, hierdie vrede in God, in wie hy is in Christus. Die volgende 3 dinge bring ons uit by ons naaste, en dit groei natuurlik vanuit die eerste 3. Daar's 'n groeiproses vanuit die eerste 3. Die eerste een hier is geduld. Geduld. Die woord geduld wys op iemand wat nie gou op moeilike mense opgee nie. 'n Mens kan nie anders doen nie as om te dink aan daai woorde van God in Eksodus, as hy sê, ek is lankmoedig en geduldig. Hy stap die pad met elkeen van ons, om ons te vorm deur sy Gees, en om hierdie vrug in ons te laat groei, terwyl hy presies weet wie ek en jy in werklikheid is, en hy stap daai pad geduldig. Dit beteken om 'n lang pad saam met iemand te stap, soos wat God in Christus
met groot geduld die pad saam met my stap. Al is dit nie maklik nie. En hierdie pad stap ek nie en ek is knorrig en ek is kwaad en ek bly lelike dinge vir iemand sê nie. Nee. Ek doen dit met die liefde van Christus wat uit my hart uit skyn. Al verg dit baie van my kant af om myself te gee op hierdie pad. Die volgende woord is vriendelikheid. Vriendelikheid, net soos geduld, is 'n eienskap van God wat die Gees in ons laat groei. Ook hierdie vriendelikheid kom van God af. En dis hierdie vriendelikheid wat ons ook na hierdie wêreld toe moet uitstraal. 'n Mens kan nie oor vriendelikheid praat sonder dat daai mooi woorde van Psalm 97, die beruimde gedeelte in ons woorde, in ons gedagtes opkom waar ons sing, Gods vriendelik aangesig straal vrolikheid en lig deur duisternis en smarte vir alle opregte harte. Is dit nie mooi nie? Deur duisternis en smarte sien, beleef God se kinders. Ja, sien ons God se neerbuigende vriendelikheid in Christus raak. In die donkerste nag kan ons dit sien in die geloof. En is daai vriendelikheid, daai omgee, wat maak dat ons ook vriendelik kan wees met mekaar. Met elkeen wat my lewenspad kruis. Die volgende woordjie is goedheid. Ja, die goedheid wat uit die gelowige se hart straal, kom daarop neer om soos God altyd dieselfde te wees. Om toe te laat dat die liefde van God in Christus altyd die deurslag gee. Maak nie saak wat die situasie, wie die persoon is nie, maar God se liefde in my, Christus se liefde, gee altyd die deurslag. Om ten alle tye die beste voordeel van die een voor my te dien en te soek. Om in goeie tye en in slegte tye dieselfde persoon te wees en presies dieselfde gedrag te toon. Ek weet Hendrik sukkel met hierdie, en as ek ongeduldig is, dan is ek nie 'n goeie mens nie. As dinge nie my manier gaan nie, dan is ek nie 'n goeie mens nie. En om bidend vir die Gees te vra, om my ook hierin te laat groei. Nou waar die eerste 3 deegte oor 'n innige verhouding met God gaan, die volgende 3 meer gaan oor my verhouding met God, en hoe dit my verhouding met my medemens beïnvloed, kom die laaste 3 deegte uit by my eie hart. Die kringetjie kom na my persoonlik toe. Die eerste een hier is getrouheid. In die heel eerste plek gaan dit om ten alle tye getrou te bly en te wees aan die evangelie, om getrou te wees en te bly aan Christus. Dit gemaak dat ek mense altyd in die oë kan kyk en om dan eg te wees, om betroubaar te wees. Ek gaan altyd my medemens met liefde en waarheid dien. Dis om in 'n wêreld wat wegbeweeg van die evangelie, ja, om aan Christus getrou te bly. Om in my binnekamer, as niemand kyk nie, dieselfde persoon te wees wat ek hier Sondag in die kerkgebou is. En om nie hier te kom en voor te gee iemand wie ek nie is nie, maar om ten alle tye 'n navolger van Jesus te wees. Die volgende een is sagmoedigheid. Nou, sagmoedigheid beteken nie om 'n softie te wees, om min van myself te dink nie, maar eerder om glad nie aan myself te dink nie. Dis om sag genoeg te wees in jou hart, sodat Christus deur sy woord en deur sy Gees jou gedagtes en jou gedrag kan vorm na sy wil. Eie sienings en gevoelens is by die deur uit, om in 'n tyd en 'n wêreld waar al hoe meer gelowiges die woord buig om by hulle sondige leefwyse te pas. Ja, om gelei deur die Gees,
my leefwyse te buig in die lig van God se woord. Net wat Christus wil en hom verheerlik, is belangrik. En natuurlik laastens, die woordjie selfbeheersing. Selfbeheersing is om te kan onderskei wat goed is en wat sleg is in die lig van God se woord, en om dan te kan onderskei wat gedoen moet word en om te los wat gelos moet word, om 'n besluit te maak om die slegte te los en die goeie te doen. Om in die lig van die evangelie sekere dinge te begin doen en sekere dinge uit te los. Net soos dat ek weet, ek elke oggend 'n besluit moet maak, ek moet nou opstaan en werk toe gaan of skool toe gaan, want dit is die regte ding om te doen. Om 'n besluit te maak in die lig van die woord, hierdie is reg, hierdie is verkeerd, en daarom kies ek doen die regte ding. Ek maak 'n beheerste besluit om te doen wat reg is in die lig van die evangelie, en ek stap weg van dit wat ek weet nie strek tot eer van my Here nie. Weet, as 'n mens terugkyk op hierdie 9 deegte, hierdie 9 skywe van die een vrug van die Gees, kan jy duidelik agterkom hoekom ons nie een van hierdie kan uithaal nie. Want as ek na al 9 daai skywe kyk, het jy al ten volle gegroei in al 9 daai skywe? Jy sien, wanneer ek na daai 9 skywe kyk, dan kom ek juis tot die besef hoe bitter nodig ek die Here Jesus Christus het. Want op al 9 kom ek so kort, en is juis hierdie vrug wat my ook dryf na die arms van Christus toe. En hoe meer ek in hom vasgryp, hoe meer ek na hom kyk en hom sien, dis juist dan wanneer die Gees hierdie krag in my laat groei en hierdie vrug na my laat voorbring. Daarom het die Heilige Gees die apostel daartoe gebring om met dieselfde ink op sy pen waarmee hy hierdie 9 deegte neergeskryf het. Ja, hy skryf so mooi in vers 24, as hy daai 9 deegte geskryf het en hy weet ons gaan tot die besef kom, Henry, jy maak dit nie. Dan sê hy so mooi en hy herinner ons, maar ons behoort aan Christus. Dis die groter waarheid as wanneer ek kyk en ek weet Hendrik maak dit nie. Ja, die vrug van die Gees groei in ons net op grond van die een groot waarheid. Ek behoort aan Christus op grond van God se groot genade. Om in Christus deur die Gees te lewe is 'n stadige en 'n stil verandering wat in die gelowige plaasvind. En daarom merk iemand tereg op, wanneer God die appels aan 'n boom laat ryp word, tree hy nie haastig op nie. En hy doen dit ook nie met 'n groot lawaai nie. Het jy al gehoor appels sing en gaan te kere terwyl hulle groei? God werk ook nie so in ons nie, in stilte groei daai vrug. En net so vernuwe die Heilige Gees ons deur ons in Christus, in die evangelie te laat lewe, en waar die evangelie elke hoek en kantjie van my lewe begin vul. Om gelowig jou rus en krag in Christus te vind, sny natuurlik alle wortels af. Alle wortels wat my wil terugdryf na die praktyke van die vlees. Wie hy daai wortels wat sê, maar wie hy, ek moet nou 'n besluit maak, ek moet harder probeer, alles hang van my af. En natuurlik daai ander verkeerde goed, hierdie ou moet nie dit aan my doen nie. Die Gees kom en hy begin om daai wortels af te sny. Die eie ek word letterlik magteloos sonder enige krag of opinie agtergelos. En dis juis die skoonheid van die evangelie. Wanneer ek swak en kragteloos is, wanneer God se genade in Christus, net soos in die geval van Paulus, vir my genoeg is, dan werk die Gees op sy kragtigste. Ek afgeklim van my troontjie, leeg van myself. Vader, maak my wie U my wil hê ek moet wees. Laat U vrug in my groei.
ons is nie in beheer nie. Die Gees is. Dit is hoe ons met die wingerdstok Jesus Christus verbind is. En dit is die enigste manier hoe hierdie vrug in ons kan groei en kan ryp word. Mag God, deur sy Gees, so in elkeen van ons werk. Kom ons maak dit ook 'n saak van gebed, om dit vir mekaar te bid. Amen. Kom ons sing. Kom ons sing Skrifberuiming 3:5, vers 3, 4 en 8, waarna jy kan gaan sit. Verlede week het ons in die lig van Sondag 1 van die Heidelbergse Katekismes gesien, dat ons behoort nie meer aan onsself nie. Nee, ons behoort aan ons Verlosser en ons Saligmaker. Aan ons getroue Verlosser, Jesus Christus. Nou, omdat dit waar is, en dit sluit nou aan by die vrug van die Gees, waarna ons nou net geluister het, ja, leer ons belydenis verder, hy bewaar my op so 'n wyse, dat sonder die wil van my hemelse Vader, geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe, en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Ja, die sekerheid dat ons in Christus tot in ewigheid aan God behoort, mag by ons die indruk skep dat die troos van ons belydenis eintlik maar net 'n goed voelpilletjie vir eendag in die toekoms is as Jesus weer terug gaan kom. Nou as Christus in Johannes 17 vers 3 die ewige lewe beskryf, dan leer hy ons, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en ook hom wat U gestuur het, Jesus Christus. Ja, die sekerheid wat die Gees nou reeds in my hart vestig, is dat ek aan hom behoort. En dit sit nou reeds die vonk van die ewige lewe in elkeen van ons aan die gang. Christus se eienaarskap oor my is nie eendag nie. Hy gaan nie eendag koning wees nie. Hy's reeds koning vandag. My saamwees met die hemelse Vader is nie eers eendag wanneer ek volmaak by hom gaan wees nie. Ja, daar gaan 'n tyd wees wat ek volmaak by hom gaan wees, maar reeds nou al is hy by my deur sy Gees, en groei ek deur die krag van die Gees in Christus tot sy eer. Soos wat die Gees my laat groei in my verhouding met die Vader, begin die vrug van die Gees in my groei. Begin Christus in my gestalte kry. Begin ek om in die hier en die nou, in hierdie stikkende wêreld, 'n instrument van troos te word teenoor so baie mense wat daarna smag. So word ek 'n getrooste in Christus. Onder leiding van die Gees iemand wat stikkende mense kan vertroos
met die blye evangelie. Wil ons sê so maklik dat Christus in ons gestalte moet kry. Maar besef ons die omvang hiervan. Elke dag, by die werk, by die skool, in die kerk. Christus het sy koninklike heerskappy prys gegee om 'n slaaf te word, om aan die Vader gehoorsaam te wees. Betekende, ek en jy moet van ons troontjies afklim. Die eienaarskap oor my, wat ek so maklik opeis, moet ek ten volle in Christus se hande laat met 'n gesindheid. Neem my lewe, Here, laat dit U gewy wees, meer en meer. Ook as dit gekom is by reg en verkeerd, was Jesus onverbiddelik. Hy was tot aan die kruis, aan die Vader, gehoorsaam. Betekende, julle, ek is waarlik vry die dag. As ek binne die grense van God se duidelike woord, sy ja en sy nee, begin wandel. Al moet ek bespot word, al moet baie mense dink, ek is uit die oude doos, regte ou dopper, so verkramp en konservatief soos altyd. Al kry hulle ons daarvoor uit, dis oukei. Maar ek volg my Here na. Ook het Christus se hele bediening, was dit gekenmerk deur 'n soeke na hulle wat verlore is. Na hulle wat stikkend was, hulle wat verwerp was, en wat daarna gesmag het om getroos te word. Ja, as ek vir Jesus navolg, dan is ek en jy ook besig om te soek na hulle wat verlore is, om vir hulle troos te bring, die blye evangelie van Christus. En die wonderlike is, soos wat die Gees meer en meer in my werk, en Christus se woorde meer en meer my gestalte kry, hoe heerliker word dit, hoe lekkerder word dit, om so in die spore van Jesus te volg. En die belangrike is, so word die sekerheid dat ek God se kind is, dat ek aan Jesus behoort, net sterker en sterker in my eie hart en lewe. Mag ons elkeen groei in hierdie sekerheid. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, wat in die hemele is, Jesus het beloof dat hy U gaan vra om die trooster na ons toe te stuur, om in ons harte te kom tent opslaan, om ons harte sy tempel te maak. Vader, en op Pinkster het dit gebeur. En die feit dat elkeen van ons vanmôre kan bely, ons geloofsbelijdenis, ons kon dit almal saam sing, waarvan die hart is, Jesus Christus is ons Here, beteken dat U ook werksaam is in elkeen van ons harte, dat U vrug aan die groei is in elkeen van ons lewens, of ek het al besef of nie, of ek dalk nog daarteen beklei of nie, of ek dalk daarteen stry of nie, of ek dalk die Gees bedroef maak of nie, maar waar die Gees werk, is daar lewe, nuwe lewe, die nuwe lewe in Christus, en groei, sal ons groei. En daarom kom ons na U toe, Vader, ons wil bid, bring ons daartoe, wys dit aan ons uit, wat die dinge is wat ons doen, wat U Gees bedroef maak, wat 'n hindernis is, waar ons nog vashou aan die praktyke van die vlees, ons eie ek, ons eie doen, en wat ons dink vir ons werklik vreugde kan bring, maar wat net ons lewens gaan verniel. Wys dit aan ons uit, dat ons eie sonde en ellende kan ken, maar dat dit ons juis na die arms van Christus toe dryf, en dat ons in Hom waarlik kan lewe. Here, bring bekering, elke dag in ons harte, deur U Gees. Maak ons mooier en mooier, sodat ons meer en meer tot U eer kan lewe. Ja, Vader, op ons eie onmoontlik. Deur die krag van die Gees is dit moontlik. So vul ons harte, ons gedagtes, ons denke met U Gees. Vestig dit op U Seun Jesus Christus, ons Verlosser.
Wees saam met ons in die week wat voorlê. Lei ons ook in hierdie groeiproses. Wees by ons in alles wat ons nodig het, sodat ons U kan dien en verheerlik. Wees by elkeen van ons wat siek is. Gee genesing, gee gesondheid, soos wat U wil. En Vader, help ons om reg te dink. Ja, en dat ons alles wat ons doen, dat ons gedagtes sal vasvang by Christus. En dat dit juis daar sal wees, waar ons groei, waar ons heel word, waar ons nuut word, en waar ons krag kry. Hemelse Vader, ons wil ook pleit, dat U sal wees by elkeen van ons jong mense, waar ons na einde van 'n jaar se kant toe staan, van ons kinders is besig met matriekeksamens, lei hulle in U hand en maak hulle toegewyd in hulle studies, dat hulle sal besef, hulle doen dit asof hulle dit vir ons Here doen. Ja, dat hulle hom hierin ook kan verheerlik. Wees by elke ander kind, gee vir hulle goeie omstandighede by hulle huise, ja, versorg ons huisgesinne met hulle daaglikse brood. Gee ook goeie omstandighede, ja Vader, gee vir ons die vrede, die heel word in Christus, wat so nodig is, ook by ons huise, dat ons los kan word van die dinge wat ons blydskap van ons steel. Ons bid vir 'n wêreld wat stikkend is. 'n Wêreld vol nood en ellende en wat dink hulle kan op hulle eie voortgaan sonder U. Wees by U kerk wat in hierdie tyd die goeie nuus, die evangelie moet verkondig. Wees by elke bedienaar van die woord dat dit suiwer en opreg gebring kan word. Wees ook, Vader, by elke uitverkorene. Wil U self deur die roepstem van die Gees die evangelie in hulle harte laat weergalm. En Vader, help ons om ook ag te slaan op daardie roepstem en dat ons getroue navolgers van Christus kan wees, dat ons met 'n lus en 'n liefde hom kan navolg. Here, ons pleit ook vir ons land en al sy mense. Ons bid vir goeie regering. Ons bid vir kos op die tafel. Ons bid vir werksgeleenthede. Ons bid vir 'n goeie seisoen, waar die seisoen draai en waar ons vandag lentedag kan vier en waar dit binnekort weer tyd is om te plant en te ploeg. Bid ons net, Vader, gee vir ons 'n goeie reënjaar, 'n goeie seisoen, sodat daar kos op ons tafel kan wees. Wees by ons land en ons ekonomie. Hemelse Vader, dankie. Dankie vir alles wat ons uit U hand uit kan ontvang. Dankie dat ons alles, wie ons is en wat ons het, in U hande kan laat en U alleen daarmee kan toevertrou. Aan U kom toe die lof, die eer en die aanbidding van ons harte tot in ewigheid. En dit kan ons alleenlik bid, omdat ons saam bely, Jesus Christus is ons Here en ons Verlosser. Amen. Kom ons antwoord met die sing van lied 308, vers 1, 2 en 5. Kom ons sing dit ook bidend saam. Na die uitspreek van die seën wil ek vir julle vra om net vir 'n oomblik te bly sit asseblief.
kom ons rig ons harte tot God en ons gaan ook hier uit mekaar onder sy hand van seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.